Waarom is identiteit so 'n belangrike onderwerp in 'n Christen se lewe? Ok, met ander woorde, ons gaan vanaand gesels oor jou identiteit in Christus, nê? Yes, ja. Goed, so om daai vraag te beantwoord, wil ek begin met 'n vraag, deur eerstens die vraag te vra, wat is identiteit? Want as ek jou nou vanaand ontmoet het, dankie tog, ek ken jou al lank, en ek het vir jou gevra, wie's jy? Ja. Dan is daar baie dinge wat mense antwoord, jy weet, jou naam, jou ID-nommer, waar jy gebore is, Basiese goedjies. verskriklik Ja. baie dinge. En dan is ons as mens so geneig om te begin sê, as iemand vir jou vra, wie's jy? O, ek is 'n ma, ek is my lieflingse vrou, en dit is alles rolle wat ons beklee, maar dis nie ons identiteit nie. Ons identiteit is baie psigies, dit is regtig waar wie ons is. Eerstens, dan vra jy vir jouself die vraag, hoe sien ek myself? Want dit is hoe jou identiteit bou, en weet jy, terwyl ek besig is om voor te berei, toe dink ek, Here, hierdie goed is al soveel keer deurgetrap, en daar is soveel inligting oral beskikbaar, en daar is soveel mense wat kursusse skryf hieroor, en wat mense bemoedig deur te sê, jou identiteit, hoekom moet ek en Annemarie, want die Here het dit op my hart gelê, weer hieroor praat, en die Here sê vir my, dalk is daar vanaand net enetjie, wat dit nodig het, of wat Ja. dit moet hoor. Absoluut. Want ek en jy is albei koshuisbrakke. Nee? Maar tog, die tye wat ons by die huis was, ek weet nou nie van jou nie, maar my ma het baie keer vir my gesê, hou op om jou naels te kou. Hou op om jou naels te kou, nê? En een dag het ek, te midde van al die kere wat sy dit gesê het ek besef, hoor dit doen iets aan my voorkoms, as ek so in die lewe inkou, en dis beter as ek dit nie doen nie. En baie keer is dit hoekom herhaling en reputasie goed is, want dan kom 'n dag, al het jy hoeveel keer dit gehoor, wat die besef tot jou deurkom. Ja. So, identiteit is eerstens hoe jy jouself sien. Ja. En mense is so geneig om eintlik wil ek sê, ons as mensdom, oor eeue wat ons bestaan, het ons begin om 'n paadjie te vorm, en 'n idee te vorm, Ja. van hoe dit moet wees om die regte identiteit te hê. Ons het prentjies gevorm, eerstens in tydskrifte daai jare, die perfekte lyf, die perfekte Dis waar, hare, ja. die perfekte naels, die perfekte grimering. Nou met sosiale media is dit soveel erger nog, dit word regtig in ons afgedruk. Dit is hoe iemand lyk wat suksesvol is, dit is hoe iemand lyk wat reg oor homself dink. En dan natuurlik die verkeerde kant altyd ook. Ja. Daar word soveel keer vir jou of mense begin later glo, hulle is wat hulle foute is, hulle is wat hulle verlede is. Ja. En dit is moeilik om hierdie punte te kan afskud, en dan later begin ons glo, ons is so as gevolg van ons verlede. Ons is so as gevolg van ons foute. En dit is nie so nie. Nou wil ek terugkom na jou vraag toe. Hoekom is dit so belangrik dat ons moet weet wie ons in Christus is? Jou identiteit bepaal alles. Dit bepaal hoe jy dink. Dit bepaal hoe jy leef. Dit bepaal hoe jy oor jouself dink, jy weet. En ons het al hierdie wonderlike dinge in die woord van die Here wat vir ons kan sê wie ons in Christus is, want dit is waaroor ek en jy vanaand nou lekker gaan gesels, jou identiteit in Christus. Maar omdat dit wat ek nou vooraf genoem het, so 'n prentjie in ons koppe gevorm het, hoor ons, Christus het vir ons gesterf, Christus is daar vir ons, maar ons glo dit nie. Ja. En dit is wat ek en jy vanaand hopelik teen die einde van hierdie praatjie mooi gaan verduidelik. Ons probeer ons identiteit bou op ander se opinie. Dit is so waar. Ons probeer sê, ja nee, ek is seker dit as gevolg van dit en dit en dit. En wanneer jy 'n identiteit begin bou wat negatief is, begin jy in vrees lewe. Nou, daar's baie skrifte wat sê in ons Afrikaanse vertalings, vrees die Here.
En dis nie bang wees vrees nie. Ja, dit is ook dit. As jy weet wie God werklik is, dan sal jy in vrees lewe vir hom. Maar hierdie identiteitskrisis, wil ek amper sê, waarin die mensdom vandag is, het so 'n vrees in ons harte begin inboesem, dat ons loop rond en ons wonder, wanneer gaan God se straf ons tref? Ja. Want ek het foute gemaak. Ek het 'n verlede. Weet jy, die skok is, en dit was vir my 'n skok, toe ek kon besef, ek is nie meer die Betty van 1991 nie. Ek is nie meer die Betty van 2000 nie. Ek is nie meer die Betty van 2013 nie. Ek is nie meer die Betty van gister nie. Yes. En die skok lê daarin, jy kan niks daaraan doen nie. Ja. Al sê mense vir jou, jy is nou so en so en so as gevolg van jou verlede. You can't change it. En al kon jy dit verander, hoe sal jy dit verander? En wat gaan dit saak maak? So as ons hierdie mindset, en dit is hoekom jou vraag is, hoekom is dit so belangrik om jou identiteit in Christus te ken? En dit is my antwoord. As ons kan verstaan wie ons in Christus is, gaan ons 'n baie meer ontspanne lewe lei. Ons gaan begin glo in wie ons is. Ons gaan begin glo in wie ons geroep is om te wees. Ja. En dit gaan jou hele menswees verander. Ons begin al 'n bietjie bykom. Ons begin al so hier en daar sê, ons begin ons rug reguit trek en sê, hoor hierso, ek het boundaries, want dit is belangrik, as jy weet wie jy in Christus is. Ja. Maar om daai volle besef te kan kry, Ja. moet ons, en dis jou volgende vraag wat jy vir my gaan vra, moet ons regtig weet wie ons in Christus is. Sjoe.